welkom van my kant af vanoggend by Endeavour Familiekerk. Ek is baie bly jy is hier. Is jy ook bly jy is hier? Dit lyk so, daar's hy, lekker. En ook aan almal wat inskakel op YouTube. Lekker, welkom ook aan jou en jou gesin van waar af jy ook al kyk. Mag jy 'n blessing ervaar ook vanoggend met die boodskap. Ek lees vir jou 'n skrif en dis waarmee ek begin vanoggend uit Matteus 5 vers 13 in die Engels vertaling Message. Hy sê, let me tell you why you are here. You are here to be the salt seasoning that brings out the God flavors of this earth. If you lose your saltiness, listen to this. How will people taste godliness? You've lost your usefulness and will end up in the garbage. Sê gou eina. Of sê lekker. Ja. Wie van julle was al gevang met die woorde slim vang sy baas? Kan ek gou net 'n eerlike hand sien? Slim vang sy. So wie van julle was al op 'n staptoer? Kan ek gou sien? Wie van julle het al 'n stuk styk gehad in jou sak as jy op 'n staptoer gaan? Kan ek gou sien? So ek was so 'n slim parmantige jong pastoor gewees en my span van ons was 14 op die span en ons gaan op 'n staptoer. Maar die eerste dag stap jy mos nou net 5 kilometers. So, dis mos kort want jy het nou lank gery en dan ons is daar op Magubas kloof, ek noem dit eintlik sommer duiwelskloof, want dit was 'n baie moeilike roete. En die eerste dag nou vra ek vir my spanlede so terwyl ons lekker swaar dra in ons sakke en ons eet ons goedjies padkos en al die goede. My sak was so swaar toe een van my kollegas my sak optel, toe val hy om. Ek het so op die roete dit goed so uitgegooi vir die mense wat daar werk. Okay, die storie is ek vat toe nou vra ek, hoorie, wat eet julle vanaand? Nee, toppers. Hoeveel ken toppers? Sjoe, as jy honger is, nou eet jy toppers. Ek sê nou, wat eet jy? Nee, ek eet smash. Smash geëet. So jy gooi water by en roer, dan lyk dit soos mashed potatoes. Maar as nie naas my so lekker soos mama's nie. En uiteindelik in die groep kom iemand agter, maar ek is heeltemal te vraag oor wat eet almal vanaand. En hulle vra my toe, nou, wat eet jy vanaand? Wat eet jy op jou menu? Ek sê nie, ek het so lekker stuk steak. Sê, ag jy jok man, ek sê nie regtig, ek het 'n stuk steak. En nou aand toe die vuurtjies nou gaan, toe sit ek my stuk steak so op die vuur. Ken jy daai geluid wat so maak? Ja, en ek braai hom so lekker. Maar as hulle sê vir my op die roete, hulle sê, hoekom het jy ons nie ingelaat op jou plan? Hoekom het jy ons nie ook vertel van dat jy vanaand 'n stuk vleis gaan braai en ons het almal gedoen het? Sê ek, ja, sorry man, maar ek het nou maar gevoel ek gaan maar 'n steekie eet vanaand. Ek dra nie lank aan hom nie. En ek draai daai stuk steak weer so en ek dog, ja, maar ek het nou sout nodig. Ek het die sout vergeet. Ek het nie speserye nie. Nou vra ek vir hulle, ag, kan een van julle dalk net vir my sout gee? Nee. Hulle maak daar 'n pack teen my. Sorry, jammer. Ek sê asseblief ouens, ek sal my stuk steak met, nee, jammer, ons wil nie jou stuk steak proe nie. Ek moet daai stuk steak moet ek afwurg in my liggaam en ongeag van hoe soutloos hy proe. Maar dit was nou maar my eie gedane saak. Let me tell you why you are here. You're here to be the salt season, brings out God flavors of this earth. If you lose your saltiness, how will people taste godliness? You've lost your usefulness and will end up in the garbage. Ons praat met jou oor groei waar jy geplant is. Sê vir iemand, groei asseblief. Nie kante toe nie, maar groei net vir Jesus. Sê dit vir iemand langs jou, groei tog net asseblief. Hoeveel van ons het al gekyk na ons omstandighede? En dan sê ons uit ons omstandighede uit, ag, as ek net in 'n beter huis gebly het. As ek net in 'n beter area gebly het. Of as ek net 'n beter ma en pa gehad het. Ag, ek het ook simpatie met jou. Of as ek net beter hulpbronne gehad het. Of as ek net minder probleme gehad het, dan sou ek ook kon floreer het.
Ons sê mos altyd, dit lyk altyd groener aan die ander kant van die draad, né? My maat sê, deur my draad wil klim, ruk ek jou deur. Ons leef in 'n kultuur wat altyd soek na die beter. Maar vandag gaan God met jou praat, dat jy iets in jou gees losgaan, dat jy sê, dis 'n kragtige teenkulturele waarheid wat God eintlik vandag vir my kom gee. God sê, groei waar jy geplant is. Dis nie 'n oproep tot 'n passiewe berusting. Ag, ek is maar tevrede met wat ek het. Luister, klim van jou heilige koei stoel af. Klim af. Dis net 'n heilige koei ding daai. Daar's nie 'n manier dat jy moet bly waar jy is. You're stuck in the mud. En ek wil vanoggend vir jou sê, get out of it in Jesus' name. Jy kan nie toelaat dat jou omstandighede jou verswelg en van jou maak wat God nie wil gehad het jy moet wees nie. Dis 'n aktiewe oproep wat God jou gee om getrou, reg te groei in die plek waar God jou soewerein geplaas het. Selfs al is die grond waarin jy is kleierig en is hard en is droog en is ongemaklik en jy voel, Here, ek wil eintlik nie hier wees nie. Om vrede te maak met jou omstandigheid beteken nie aanvaar wat jou omstandigheid is nie. Om vrede te maak met jou omstandigheid beteken nie jy aanvaar dat daar sekere slegte goed met jou gebeur nie. It's time for you to stand up and to say, I'm going to grow like God wants me to grow. Of ek het vir 'n ander opsie. Dis nie rek of vrek nie. Die woord sê, dood en lewe is in die mag van jou. Dis jou keuse om of te word soos almal rondom jou, of om op te staan te sê, ek gaan groei, want dis wat God vir my wil hê. Dis 'n opdrag om te groei, 'n opdrag tot tevredenheid, 'n opdrag tot getrouheid. Ek praat met jou uit Jeremia uit, sleutelteks wat jy moet probeer onthou of weer daarna gaan kyk. Die Israeliete is in ballingskap, weggevoer van Jerusalem af, hulle sit hier, is 'n akelige plek. Dis 'n horrible plek. Hulle voel soos vreemdelinge in hierdie land. Hulle wil nie daar wees nie. Hulle is ongelukkig met waar hulle is. Hulle kyk na hulle stad, na hulle mense rondom hulle. Hulle was ontwortel, ontmoedigd en hulle verlang na hulle tuiste. En hulle wou tog net hulle omstandighede verander voordat hulle sou aan die gang kom. Luister wat sê God vir hulle deur die profeet Jeremia in hoofstuk 29. Dit is wat die Here van die leerskare, die God van Israel, sê aan al die ballinge wat hy van Jerusalem na Babylon weggevoer het. Bou huise en gaan daarin woon, sê die Here. Volgende een. Plant tuine en eet die vrugte daarvan, sê die Here. Trou en kry kinders, laat julle seuns trou en julle dogters uitgee, sodat julle kinders kan kry. Vermeerder daarin word nie minder nie, sê die Here. Soek die vrede en die welvaart van die stad waarin ek julle weggevoer het. Bid tot die Here daarvoor, vir daai stad. Want dat as dit met haar goed gaan, sal dit ook met julle goed gaan. Ek is so opgewonde oor hierdie vers. Ek wil sommer spring en sê, "Yay! Dit gaan goed met ons gaan." As ek enigste een, wat wil jy sê? Is daar iemand wat saam met my net gou wil opspring en sê, "Yay!" Niemand. Dankie. Yes! It's going to go well with this city. Dis wat God vir ons sê. Maar asseblief moenie opgesmik wees op jou eie plek en net doodgaan waar jy is, omdat dit waarna jy kyk net nie lekker is vir jou om in te woon nie. God se opdrag is verbasend. Hy sê nie skuil, sit in die hoekie. Bly doodstil dat jy 'n kind van God is. Here, ons gaan vir jou doodmaak. God sê, shine bright like a diamond. You gotta shine, papa. Jy wil vir iemand wys dat jy 'n kind van God is. Hy sê, plant tuine, belê. Hy sê, skiet wortel, raak betrokke, vermeerder. Soek die vrede en die welvaart van die plek wat soos 'n tronk voel. Hoekom? Omdat hul welstand aan die welstand van die stad verbonde was, maar nog meer verdiepend is dat God hulle daar geplant het vir 'n doel. Jy is nie waar jy is omdat dit 'n ongeluk was nie. Jy is waar jy is omdat God dit so wou hê.
Selfs die een met wie jy getrou het. Nee, dit is net 'n grap. Dit is net 'n grap. Luister, wat baat dit? As jy 'n kind van God is, en jy tree net soos die wêreld op. Ons sê in ons huis baie keer die uitdrukking, wat baat dit? Jy my Engelse kind dit hoor sê, wat baat dit? Wat baat dit? Wat baat dit dat jy lyk soos hulle, dat jy praat soos hulle, dat jy optree soos hulle, dat jy reageer soos hulle, jy reageer soos iemand wat in ongeloof staan. Ek sê hierdie week al gebeur 'n uitsonderlike ding met my, ek's by Home Affairs en hier kom iemand wildsvreemd, 'n ou swart oomie, hy's aangetrek met sulke leiers van klere, en hy staan voor my en hy sê vir my, God says, en ek kyk na hierdie oom, ek is hastig, ek moet terugkom kerk toe, ek het 'n berading wat hier plaasvind, en ek weet ek word laat, en ek probeer ander mense help met hulle huweliksertifikaat, en hierdie oom kom staan voor my en hy sê, God sê, en hy begin skrif so vir my te quoteer, en ek staan in 'n oomblik en ek sê, God, dit is nie toevallig nie, as ek sê dit is toevallig, dan haal ek die hele godheid uit 'n oomblik uit, en ek vat weg dat 'n kind van God is, wat baat dit jy sê ek is kind van God, maar ek tree nie op so sê nie. Charles Spurgeon het gesê, he who grows in grace remembers that he is but dust, and he therefore does not expect his fellow Christians to be anything more. He overlooks 10,000 of their faults, because he knows his God overlooks 20,000 in his own case. Kan jy amen sê op dit? Dis die fundamentele beginsel. Wat is dit? Vertrou dat God die goddelike tuinier is. God ken die presiese koördinate. Sy GPS is in op jou. Kan ek dit weer sê? God se GPS is in op jou. Luister, gaan lees jou woord en jy sal agterkom hoe God sê, sy oor deurkruis die aarde om te luister na die hulpgeroep van die regverdiges. But if you don't call to God, He's not going to be there to help you. You need to call. All right. Hy ken die plek van jou woongebied, jou werksplek, jou skool, jou gesinssituasie. Geen daarvan is 'n fout of 'n ongeluk van God se kant af nie. Hy het jou daar geplant en God se opdrag is, daar moet jy kan groei. Die apostel Paulus kom en hy gee doelgerigte tevredenheid vir ons uit Filippense 4 uit. Hy sê, ek het geleer om tevrede te wees met wat ek het. Sê gou, dankie Jesus. Sê dit harder asseblief, dankie Jesus, vir wat ek het. En vir my Porsche wat op pad is. Nee. Sê, dankie Jesus, vir wat ek het. Ek het wat ek het. En ek is dankbaar vir dit. Paulus skryf verder, hy sê, ek weet wat het is om gebrek te ly. En ek weet wat het is om oorvloed te hê. Ek is ingewy in die geheim om versadig te wees, sowel as om honger te ly. Om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Die geheim is nie die omstandighede nie. Die geheim is dat ons in Christus is. Wat ons bemagtig om in elke seisoen te kan groei. Ek haal vir jou 'n voorbeeld van Josef uit die Bybel uit. Hy was 'n meester daarin om te kon groei ten spyte van sy omstandigheid. As enige iemand 'n ekskuus gehad het, 'n verskoning gehad het, om dood te kon gaan, of dan, weet 'n plantjie wat jy plant, hy gaan nie dood nie, hy vrek. As enige iemand 'n verskoning gehad het om te kon sê, ek vrek in hierdie omstandighede, dan was dit Josef. Hy is deur sy eie broers in 'n put gegooi, hy was as slaaf verkoop na Egipte toe, en hy is daar oor geplant in Potifar se huis. Hy is onregverdig in Potifar se vrou beskuldig, en hy word in die tronk geplant, let op die woorde, geplant, en hy word daar vergete en verlate. Josef was in 'n plek van diep duisternis, van verraad, agterdog, onreg. Wat het hy gedoen? Hy groei waar hy ook al geplant was. Ek praat met jou gou uit sy putbelewenis uit. Luister gou wat ervaar ek, wat die Here vir my sê uit sy putbelewenis. Ek wil eers sê, dit was 'n ellendige, beklaanswaardige, slegte plek vir Josef. Die woord sê, sy broers het geld vir hom ontvang. So hier kom die Egiptenare verby, hulle maak daarbo op die oppervlak, maak hulle 'n deal. Josef hoor dit, hy word weer die put uitgehaal,
het slegte goed met hom gebeur. Bar. Jy doen dit eens aan jou vyand nie. Ek kan nie dink jou broers doen dit aan jou. En in daai slegte situasie, verloor hy in 'n vingerklap oomblik. Dit wat hy gesê het vir sy broers. Luister hier, waar jy nou is, word die proses na waarheen God met jou op pad is. Kan jy net gou jou hand lig en sê, halleluja! Sê dit bietjie met opgewondenheid, sê halleluja! Ek is op pad iewers heen en God weet waarheen ek op pad is. En ek kry nog 'n vry rit daarmee. Lekker en waar. Okay, in Potifar se huis, het hy nie gegrimmig en gesê, ek is 'n ryk man se kind. Josef was baie ryk. Josef se pa was baie ryk. Hy het nie gesê, ek is 'n ryk man se kind, en nou moet ek hier 'n slaaf se werk doen nie. Hy het in alles wat hy gedoen, het hy sy beste gegee. Die skrif sê in Genesis 39:2, die Here was met Josef, sodat hy 'n voorspoedige man was, en hy was in die huis van sy Egiptiese heer. Nou sal mense sê, nee, maar hy was voorspoedig omdat God met hom was. God is net met jou as jy jou hart in ooreenstemming hou met dit wat God vir jou in gedagte het. Het jy al gesien hoe seën God 'n rebel? Nee, God seën nie 'n rebel nie. God sien nie iemand wat besig is om sy eie kop te volg en sy eie dinge te doen nie. Jy hou aan om jou kop te stamp, jy hou aan om seer te kry, want jy is nie in belyning, jy is gekalibreer met dit wat God vir jou instoor het nie. Kom in belyning met dit wat God vir jou wil hê, selfs al is jou omstandigheid sleg, selfs al word jy valslik beskuldig, soos Josef, selfs al het daar 'n Delilah'tjie opgestaan en sy wou stoute goed met jou doen, dan sê jy, maak nie saak wat die uitkoms hiervan is nie. Ek bedoel nie nadat jy met haar geslaap het nie. That's the wrong choice. Ek bedoel voor dit sê jy, ek maak 'n besluit, en my besluit wat ek gemaak het, is dat ek sal doen dit wat God van my vra. En daarom was die seën van die Here met hom. In die tronk, toe hy daar geplant was, het hy nie opgegee en gesê, God het van my vergeet nie. 17 jaar. Jesusie ouens, dis 'n lang tyd. Iemand kom hierdie week aan my kantoor en hulle sien so baie mooi foto van my, baie mooi foto van my. En Glenda, hulle is ook op die foto's, Glenda en die kinders. En die ou sê vir my, Jesusie, wie is hierdie jong man? Ek sê, dis ek dag 1 toe ek hier begin het. So don't you dare laughing. 17 jaar. Bly nou oud as jy. Hoe? 16. Kom staan gou by my. Toe bly hulle in die gemeente aangekom, toe was hy so 4 jaar oud gewees. Nee, 3 jaar. 3 jaar as my wiskunde nou reg is. Ek dink jy ook so. Jy was nie, jy kon nie eens somme doen nie, man. Hoe weet jy? 17 jaar ouer is wat blind is. Vir 17 jaar moet Josef sit in die tronk, moet hy dink aan wat God vir hom gesê het. God het vir hom gesê, die gerwe gaan voor jou buig. Ek en Glenna het 'n show gesien in Londen, Joseph and his amazing Technicolor Dreamcoat. Hy het hierdie mooi jassie gedra, hy was sy pa se favourite, en hy sit in 'n tronk. In sy baard, hy was 'n jong seun toe hy daar aangekom het, so mooi soos jy. Hy sê, ag, dankie. En sy baard begin te groei, en hy fluff. Hy rugby span 15 aan elke kant, word meer, en naderhand begin hy so baard ontwikkel aan die tronk, en hy sit daar, en hy sit daar, en hy sit daar, en wat doen hy? Dankie, chom. Hy begin te doen dit wat God hom gegee het om te doen. Hy het die vermoë gehad om drome uit te lê. En terwyl hy die drome uitlê, gee God aan hom guns. Genesis 39:21 sê, maar die Here was met Josef en het guns aan hom bewys en hom genade laat vind in die oë van die opsiener van die tronk. Hy het in die tronk gegroei. Josef het verstaan dat sy ligging sy God nie beperk het nie.
Hy was getrou in die plek van onsekerheid. En daardie getrouheid, daardie faithfulness, was voorbereiding vir die plek van gesag, waar God hom uiteindelik eendag as die eerste minister van Egipte sou aanstel. Luister, dit was nie ten spyte van sy omstandighede, dit was as gevolg van sy omstandighede, dat hy uit dit uitgegroei het en gesê het, my getrouheid in die klein, donker plek, slegte plek, is waar God my bekwaam maak vir die groot ingewikkelde posisie van eendag. Luister wat sê hy later vir sy broers. Eers, jy weet my uitgebul toe ek dit lees. Want ek ken mense, en ek is dalk self so, dat hy voor sy broer staan, hy staan uit gesag uit, en hy is eerste minister, sê vir hulle, julle het kwaad teen my bedink, maar God het dit ten goeie bedink, om te doen soos vandag geskied, om 'n groot volk in die lewe te bou. As hongersnood, net as jy die storie nie verstaan nie, as hongersnood, jy kan dit gaan lees in Genesis 37 tot hoofstuk 50, is amazing wat daar gebeur, en dan kom sy broers uit hierdie plek van hongersnood na Egipte toe, en kom kry by hulle kos, kom koop by hulle, dan staan sy broers voor hom, hulle herken hom nog nie, weet nog nie wie hy is nie, en dan kom hy met hierdie openbaring en hy sê vir hulle, geen haat, geen veroordeling, geen verwyt, hy tree net anders op. Ek wil my hand lig en sê, ag Here, help my om te wees soos Josef. Is daar nog iemand wat hulle hand wil lig? Here, as iemand jou finansiëel ingedoen het, hoor wat sê die Here vanoggend, spreek hulle vry in Jesus naam. As iemand wat hier sit, en jy sit met 'n wrok in jou hart, oor wat iemand aan jou gedoen het, spreek daai man vry in Jesus naam. Come on people, jy kan nie toelaat dat jy in 'n plek van gevangenskap sit en bly sit as gevolg van die vyand nie. Luister, as jy jou posisie ken en verstaan, groei jy deur jou uitdagings. Kan jy amen sê op dit? God het die ongemaklike plekke van pyn as grond vir Josef se groei en die redding van 'n nasie gebruik. John Piper sê, God is always doing 10,000 things in your life, and you may be aware of 3 of them. Die hoe om dit te doen, om 'n wortel te skiet in die grond waar hy geplant is. Hoe doen ons dit prakties? Hoe groei ons waar ons geplant is? Eerste wat ek vir jou wil vra is, verander jou perspektief. Jy kan in jou ma en jou pa vaskyk en dink dis die ellendigste mense wat jy gekry het. Well, excuse me, you're so nice, they made you. Jy kan na jou omstandighede kyk, die dorp waarin jy bly, dit kan nie Benoni nie wees nie, ons is 'n great dorp. Almal wat op YouTube is, trek hier na toe. Maar jy kan in die dorp waar jy bly, kan jy ongelukkig wees met dit. Maar luister, as jy verstaan dat jy jou perspektief gaan verander, sien jy jou ligging waar jy is, nie as 'n tronk nie, maar as 'n planting. Jou stad waarin jy is, jou kantoor, jou woonstelgebou, jy sien dit as 'n sendingveld. Is Dewald hier vanoggend, Dewald Beyker? Ek sien hom nie. Ek 'n paar jaar terug gaan staan ek langs die pad. En ek so ongelukkig oor in my kar wat gebreek het, en ek en Glenn is onveilig, en agtelik in al die omstandighede, en uiteindelik kry ek iemand om my te help, en Dewald my pel kom, en hy kom half vir my en vir Glenda. Maar wat het so angsaanjaend gemaak het was, my buurman oor kan die pad het my gebel en gevra, asseblief my seun lê op sterwe, kom bid asseblief vir hom. Ons ry nogal hoeka vroeg hy oggend om vroeër by die huis te wees, ons was op 'n afnaweek, en daar gaan staan my kar. En in die middag kom ons, redelik laterig, kom ons in by my buurman, en ek en Dewald gaan sit op Aandrey se bed, sy naam is Aandrey, maar, toe ek so in sy skouers vat, voel dit soos my knekels, dis uitgeteer, jy kan sien, hy's regtig op sy einde. En ek vra vir Aandrey, ek sê, Aandrey, as jy my kan hoor, maar hy sit so terug met sy kop so teen die muur, en sy oë kyk so op na die plafon. Ek sê, as jy my kan hoor, druk dit my hand, en hy druk my hand so, en Dewald sê, hy druk jou hand. En ek vra nog 'n keer,
Ek sê, André, as jy my hoor, druk dit nog 'n keer my hand. En hy druk my hand weer so, jy kan sien hoe beweeg sy hand. En ek vertel André, dat daar liefde vir hom is van God wat genade gee, en God wat hom red, en God wat vir hom sy seun gee, en Jesus wat vir hom gesterf het. En ek sê vir André, as jy vandag wil ja sê vir Jesus, druk net gou weer my hand. En hy druk my hand weer so, en ek sê, nee, ek wil dit net weer 'n keer sien, druk net weer my hand, hy druk weer my hand. En ek doen die sondaarsgebed, die gebed wat jou hart vir Jesus gee. En toe ek amen sê, toe sê André, kliphard, toe sê hy, awesome. En ek in Dewald, daar in die huis het, maar ek's nog vuil, ek kon nie stort, daar was nie tyd nie. En ek gaan in die huis en maak die voordeur oop, en toe ek die voordeur oop maak, toe lei my foon my buurman, toe sê hy, toe hy terugkom in die huis, toe sien hy hoe val sy seun so om op die bed, so kant toe. En toe het hy sy asem uitgeblaas. Ek het my perspektief verander daai dag. Ek sê, Here, wat ook al gebeur, wil ek net doen dit wat God wil hê moet gebeur. En nou André is in die hemel. Wie vir God het 'n hande klap gegee nie. Dis net amazing. Dis jou tuin om te versorg. Vra God, Here, wat wil jy hê moet ek hier laat groei? Tweede ding is, wees getrou in die klein dingetjies. Dis nie altyd die groot goed waarop God jou toets nie. Dis baie keer daai klein goed. Dis baie keer om in daai klein goed getrou te bly. Sagaria 4 vers 10 sê, moenie die dag van klein dingetjies gering ag nie. Doen jou werk met integriteit, lief jou gesin, lief jou werk. Dien jou gemeente en jou familiekerk of waar jy ook al geplant is en wat 'n dorp, stad jy ook al bly. Wees 'n goeie buurman of 'n goeie buurvrou met jou buurman, jy as man, en met jou buurvrou, jy as vrou. Asseblief nie andersom nie. Los dit. Maak die klein saadjies van getrouheid nat en God sal dit laat groei. Die derde wat ek vir jou vra is, soek die welstand van jou stad. Bid vir jou stad, letterlik. Ek weet nie of jy weet hoe groot die Ekurhuleni is nie. Dis van Bronkhorstspruit tot by Midrand, tot by Alberton, tot by Nigel, tot by Delmas, tot by Babsfontein. Dis 'n groot gebied en die beste area daarvan is Benoni. Maar bid vir jou stad, bid vir jou mense, bid vir jou werk, bid vir jou besigheid. Jy nie bid vir jou besigheid nie, dit gaan bankrot. Het jy nie werk nie, bid vir jou baas. Ek praat nie van 'n baas nie, maar jy hoor wat ek sê, jou werkgewer. Bly in jou gemeenskap, wees 'n persoon van vrede en welvaart en nie van klagtes en konflik nie. Wees tog net 'n seun presies waar God jou neergeplant het. Kan jy amen sê op dit? Soek jou krag in die ware wingerdstok. Jy kan nie in dorre grond groei as jy op jou eie krag wil aangaan nie. Jy moet verbonde wees aan die bron van lewe. Johannes 15 vers 5 sê, ek is die wingerdstok, julle is die lote. Hy wat in my bly en ek in hom dra veel vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. Iemand sê hierdie week vir my, pastoor, ek weet nie hoe ek dit sou gedoen het, as ek nie God geken het nie. Wie van julle kan ook sê, ek sal deur goed in my lewe, maar as ek nie God geken het nie. Hou gee ons op. Luister, ons is besig om iets te verkoop vanoggend nie. Ek soek nie iets van jou nie. Ek sê vir jou, kyk na die hande wat opgaan vanoggend. If you are without Jesus, get Jesus in your life. It's the best decision of your life. Want sonder my kan jy niks doen nie. Jou groei kom deur in Christus te bly. Deur te bid, deur hom te soek. Iemand wat laasweek gevas het, bel my die Vrydag en hy vertel vir my die absolute wonderwerk wat gebeur het by sy werk. Maar hy het gevas. Hy was in 'n plek waar hy God gesoek het. Hy het nie eens gevas vir sy werk nie. Hy het gevas vir Victory Training se naweek wat voorlê. Hy het gesê, Here, ek wil hê jy moet deur my werk. Ouens, die slotsom is, miskien is jy dalk in 'n woestynplek. Miskien is jy ongelukkig oor die plek waar jy bly. Vasgekeer, vervelige dorp waar jy is. Of dalk 'n lewensseisoen wat jy net bid dat dit moet verander, of jou werk wat jy net nie van hou nie, of jou kollegas. As iemand wat dalk nog vanoggend hier sit, ek het hulle nog nie gesien nie, maar ek het hulle genooi, en hulle is in 'n ander dorp, stad. Toe sê ek, maar ons preek hier oor, kom luister, jy word geboelie by jou werk. Ek wil vanoggend vir jou sê,
As jy deel is van dit wat God mee besig is, dan kyk jy na 'n eindstreep en jy sê, God is besig om deur my goed te doen. Ek is hier geplant, want God het my hier geplaas vir 'n rede. Kan jy amen sê? Jou lewe is nie op hold nie. Ekskuus vir die Engelse woord. Maar jy is 'n Engels mens vir haar van nou. God is besig om in jou te werk op hierdie oomblik, in jou werk, in jou plek waar jy is. Hy het jou daar geplant vir 'n rede. Kom ons wees soos Josef in die put. Of toe hy in Potifar se huis was. Of dalk toe hy in gevangenskap was. En ons sê net, Here, ek gaan die beste Dion wees, die beste persoon wees in hierdie Babylon. Want dis wat God vir my vra. Hoop smag in 'n ander land. Daar gebeur lelike goed daar ook. Groei waar jy geplant is. Skiet wortels van getrouheid, soek God, dra vrug tot eer van God en sê net, Here, hier waar ek is, dis waar God my wil hê. En ek gaan groei vir Here. Ek breek jou gees van dood. Dat jy vanoggend by 'n plek is waar jy sê, ek het dood gegaan. Ek breek dit vanoggend in Jesus naam. Ek spreek vanoggend in jou gees en dat jy weer sal begin te lewe. En dat jy met geen passie werk toe gery het en met geen passie weer huis toe gaan en dat jou lewe passieloos geword het. Ek breek dit vanmôre in Jesus naam en ek spreek oor jou dat jy sal groei en dat jy vir Jesus sal groei en dat jou werksmense rondom jou sal agterkom, something good happened in you. Ek spreek dit vanmôre in jou gees en as man van 'n vrou wat God nie wil dien nie, of van 'n vrou wat jou man God nie wil dien nie. Ek spreek in jou huis vanmôre die lewe van Jesus en dat jy sal sê, ek gaan groei want dis wat God van my vra. Ek spreek dit vanmôre oor jong mense wat hier sit, wat se pappa en mamma of 'n oom of 'n tannie God nie dien nie. Ek spreek dit vanmôre oor jou, dat jy sal sê, Here, ek sal groei want dis wat God van my vra. Ek spreek dit in jou werk vanmôre, dat jy sal sê, Here, dit maak nie saak hoe lyk my werk nie, ek sal die beste werkskandidaat wees, want dit is wat God van my vra. En die ou familiekerk, we've got God with us. En as die manier dat jy gaan aan lewe en nie tevrede gaan wees om te sê, dis nou maar net waar ek is nie. Kom ek bid vir jou. Here, dankie dat jy vir ons lief is, en dankie dat jy vir ons goed is. En dankie dat jy die beste vir ons in store het. En Here, ekskuus dat ons baie keer kla oor ons omstandigheid, ons plek waarin ons bly. Ons is net nie happy nie. Ag Here, en ek besef vir party mense is hulle put oomblik baie sleg. Ek besef vir party mense is hulle Potifar oomblik baie sleg. Vir party mense is hulle gevangenisplek baie sleg. Maar ek bid vanmôre dat mense sal groei en sal sê, ek gaan wees wat God wil hê ek moet wees. Ek verklaar dit vanmôre as 'n profetiese woord in Jesus naam, dat ons sal plant en dat ons sal eet van ons vrug, dat ons sal sien hoe U besig is om ons te help, waar ons huise bou, waar ons besighede bou, en hoe U net guns op ons gee. En ons dank U daarvoor. Ek dank U daarvoor. Ek bid vanmôre vir mense wat op 'n moedelose plek is. Ek bid vanmôre, Here, vir mense wat op 'n goeie plek is, dat ons sal aanhou om te sê, ek gaan aanhou groei, want dit is wat God van my vra. En ons dank U dat ons net vanmôre weet, ons is uitverkoop aan U. In Jesus naam. Amen.